Ons teks is uit 1 Korintiërs 15 vers 22 tot en met 46. Die 15de hoofstuk van 1 Korintiërs is een van die duidelikste en kragtigste leringe in die skrif oor die opstanding. In vers 22 tot 46 neem apostel Paulus ons op 'n reis van dood na lewe, van swakheid tot heerlikheid, van die natuurlike na die geestelike. Hierdie gedeelte beantwoord 'n vraag wat baie gelowiges vandag nog pla. Watter soort lewe wag op ons na die graf? In vers 22 begin Paulus met 'n eenvoudige maar diepgaande stelling. Hy sê net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Hier plaas Paulus die hele mensdom in 2 kategorieë: in Adam of in Christus. Adam verteenwoordig die ou menslikheid, gekenmerk deur sonde, verval en dood. Elke persoon wat natuurlik gebore word, behoort aan Adam se lyn. En daarom is die dood onvermydelik. Maar Christus verteenwoordig die nuwe menslikheid. Deur sy opstanding word hy die bron van lewe wat die dood oorwin. Dood mag universeel in Adam wees, maar opstandingslewe word beloof aan almal wat aan Christus behoort. Paulus verduidelik dan dat die opstanding volgens God se orde plaasvind. Christus is die eerste vrugte, of soos vers 23 sê, die eersteling. In Bybelse tye was die eerste vrugte die aanvanklike oes, wat meer gewaarborg het om te kom. Christus se opstanding is nie 'n geïsoleerde wonderwerk. Dis die belofte van 'n groter oes. Ons opstanding. Wanneer Christus terugkeer, sal diegene wat aan hom behoort ook opgewek word. Dit gee gelowiges 'n selfversekerde hoop wat nie 'n wensdenkerry geword is nie, maar in die voltooide werk van Jesus Christus. Paulus gaan voort om die finale oorwinning van Christus te beskryf. Hy sal regeer totdat elke vyand verslaan is. En die laaste vyand wat vernietig word, die dood self. Die dood voel so finaal, so kragtig, maar die skrif herinner ons daaraan dat die dood nie ewig is. Dit is 'n vyand wat reeds vir vernietiging gekenmerk is. Die opstanding verklaar dat die dood nie die finale woord het. Christus het. Vanaf vers 35 spreek Paulus 'n praktiese en dikwels misverstaande vraag aan. Hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam gaan hulle hê? Paulus gebruik die beeld van 'n saad. 'n Saad moet in die grond begrawe word voordat 'n nuwe lewe kan ontstaan. Die saad ontstaan nie in dieselfde vorm as wat dit geplant is nie. Maar daar is steeds kontinuïteit tussen wat gesaai word en wat groot gemaak word. Op dieselfde wyse word ons huidige liggame in die dood gesaai, maar deur God opgewek in 'n getransformeerde, verheerlikte vorm. In vers 42 tot 44 kontrasteer Paulus wat gesaai word met dit wat opgehef word. Hy sê wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai is gering en in heerlikheid opgewek. Gesaai in swakheid, opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Dit beteken nie dat ons opstandingsliggame onwerklik of spookagtig sal wees nie. Inteendeel, hulle sal ten volle werklik, ten volle lewendig en ten volle bemagtig wees deur God se gees. Vry van sonde, siekte, verval en die dood. Die natuurlike liggaam behoort aan hierdie gevalle wêreld. Die geestelike liggaam behoort aan God, se hernieude skepping. Paulus keer toe terug na Adam en Christus. Adam het 'n lewende wese geword, maar Christus het 'n lewendmakende gees geword, soos ons daarvan lees in vers 45. Adam se lewe is ontvang. Christus se lewe is gegee. Adam het sterflikheid oorgedra. Christus gee onsterflikheid. Die eerste mens was uit stof van die aarde, maar die tweede mens kom uit die hemel.
So is ons die beeld van die aardse mens gedraai. So sal ons ook die beeld van die hemelse mens dra. Hierdie waarheid het diepgaande implikasies vir hoe ons nou leef. Die opstanding gaan nie net oor die toekoms nie. Dit vorm ook ons hede. Omdat ons aan Christus behoort, is ons lewens nie vermors nie. Is ons lyding nie betekenisloos nie. En is ons hoop nie broos nie. Ons word voorberei vir glorie. In 'n wêreld wat die dood vrees en desperaat aan die tydelike vasloop, roep Paulus gelowiges op om hulle oë hoër te lig. Wat ons nou ervaar, is nie die finale weergawe nie. Die beste lê nog voor. Nie omdat ons sterk is, maar omdat Christus lewendig is. Ons leef dus met selfvertroue, deursettingsvermoë en hoop. Ons begrawe ons geliefdes in geloof, nie in wanhoop nie. Ons verduur swaar kry met die wete dat swakheid plek sal maak vir mag. En ons dien die Here met sekerheid, wetende dat in Christus die dood oorwin is en die opstanding op ons wag. Want soos in Adam almal sterf, so sal ook in Christus almal lewend gemaak word. Dit is die belofte. Dit is ons hoop.